Soos wat ek sê, geliefdes, 'n groot voorreg vir my om vanoggend saam met jou te wees. Mag die Here vir elkeen van ons seën as ons hier weggaan, dat ons weet dat God ons liefhet en dat hy altyd by ons is en altyd vir ons sorg en dat hy die pad saam met ons stap. Kom ons begin vanoggend en dan sing ons saam met mekaar lied 157. Ons sing die eerste en die tweede strofe, dan gaan ek jou groet met die seën van die Here. En dan antwoord ons met twee liedere, lied 175 en lied 190 op God se seëngroet. Sing saam met my lied 157. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet vanoggend, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen.
Right, daar's my maat. Wat maak daai ou? Nico, wat maak hy? Kom. Hoekom maar terby? Want hy is bang. Ek dink hy is bang. Kan ek vir jou wys hoekom hy bang is? Hæ? Stem jy dit saam met Nico? Chickie. Sê jy ook hartlik? Sê jy staan? Jy is 'n brave ou. Hæ? Partykeer in die lewe dan wil ons hardloop, nee. Want partykeer in die lewe dan is daar 'n klompie goed wat ons bang maak. Daar's partykeer sulke leeu's, maar dis nie regte leeu's nie, dis sommer leeu's met ander name in die lewe wat om bosse storm en vir ons bang maak. Nou vanoggend gaan ek vir jou vertel van Gideon. Nou Gideon was 'n eenvoudige, nederige ou, eintlik maar 'n ou wat bietjie gaan wegkruip het. Hy wou nie tussen mense wees en te veel gesien geword het nie. En toe roep God hom om 'n groot taak te gaan doen. God roep hom eintlik om sy volk te gaan red. Gideon, hy wil dit doen. Hy wil weghardloop want hy dink nie hy kan dit doen nie. Partykeer dan roep God ons vir goed. God stuur ons om invloede in mense se lewens te hê en dan dink ons nie ons kan dit doen nie. En dan sê God vir Gideon, wees dapper, want hy is by hom. En vanoggend wil ek hê jy moet dit hoor. As jy ooit weer voel asof jy wil weghardloop omdat jy bang is, dan hoor jy net God sê, jy kan maar dapper wees want hy is by jou. Dit is wat ek graag vanoggend vir elkeen van u ook wil sê. Ek wil vanoggend, omdat dit 'n langer gedeelte is, sommer vir jou hierdie gedeelte uit Rigter 6 uit die Bybel uit lees. Dit is Rigter 6 vers 7 tot omtrent 23. En hulle praat oor Gideon en oor die volk van Israel. Toe hulle tot die Here roep om hulle teen die Midianiete te beskerm, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En dis nou Gideon, het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle en ek het hulle 'n land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amorite in wie se land julle woon nie. Maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom by Ofra wat behoort aan Joas die Abisriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n varskyp waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade, waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse en van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het weer vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder, dat ek seker kan wees dat dit U is, Here, wat met my praat. Moenie hier vandaan af pad gee, totdat ek tog net gou 'n offer voor U kom neersit nie. Toe sê die Here, ek sal wag totdat jy terug is. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak en van 16 kg meel het hy brood sonder suurdeeg gebak.
Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die sous in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg en sit dit op hierdie rots en gooi die sous daaroor. Hy het so gemaak, en toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. 'n Vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat dit die engel van die Here was en hy het uitgeroep, ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. En toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Die engel van die Here groet vir Gideon met hierdie woorde, wees gerus en moenie bang wees nie. Tot sover wil ek vir jou lees vanoggend. Mag die Here ons met vrede in ons harte seën. Kom bid saam met my. Here ons God en Vader, Here ons praat van dinge in die lewe wat ons partykeer bang maak. Ons praat van paaie waarop U ons stuur, paaie wat partykeer in ons mense oë eintlik onbegaanbaar is en onverstaanbaar is. U ken daardie paaie, Here. U ken daardie dinge wat ons bang maak. U ken daardie eintlik vrees in ons harte, sodat ons soos Gideon wil gaan staan en eintlik maar net sê, Here, ons kan nie. Ons weet nie hoe U eintlik hierdie vir ons bedoel het of uitgekies het of beplan het nie. Ons weet nie hoe ons dit ooit sal kan doen nie. Gideon kom tot die besef dat U by hom is. En dit gee hom krag. Dit gee hom groot stukke geloof en vertroue, want hy weet, as U geroep het, as U gestuur het, dan bekwam U die wat U roep. In ons lewens, bid ons vir die wysheid van dit vandag, Here. Dat ons sal weet, elke ding wat op ons pad kom, sal ons kan hanteer. Elke ding wat op ons pad kom, sal ons kan oorkom, nie omdat ons sterk en magtig is nie, maar omdat U God is. As ons vandag hier weggaan, verseker ons weer van die belofte, ek is by jou, moenie bang wees nie. Praat nou met elkeen van ons harte, Here, want ons wil vir U luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liefdes van ons Here Jesus Christus, ek het vir die kinders eintlik gesê en gevra. Ek vra dit en sê dit vir jou vanoggend. Ek dink dit gebeur so baie in ons lewens dat daar dinge is wat ons bang maak. Dinge is wat ons so bang maak dat ons eintlik bang raak om te leef. Dat ons eintlik maar ons goed wil vat en hardloop. Omdat ons nie weet nie. Omdat ons nie verstaan nie. Gideon leef in 'n tyd waar die volk van God afvallig van God geword het. Ja, dis 'n tyd in die volk se geskiedenis waar die volk, soos wat hulle baie gedoen het en soos wat ek en jy maar baie keer in ons lewens doen, te gewoond geraak het aan God se genade en aan sy goedheid en besluit het dat hulle eie ding wil doen. Ja, hulle het 'n klomp afgode vir hulle gemaak en uitgekies en eintlik het hulle hierdie afgode aanbid om te dink dat dit hierdie dinge in die lewe van hulle is wat vir hulle sal redding en uitkoms bring. Hulle doen presies anders as wat God in sy woord vra om te doen.
Maar God, en dit bewys God vir ons aan die kruis op Golgotha, God los nooit. God staan nooit terug van sy kinders se lewens af nie. God is nooit weg in hulle lewens, maar ook nie in my en jou lewens al doen ons wat of al ervaar ons wat nie. En God is altyd genade. God is altyd liefde. God is altyd geduldig. God roep 'n man met die naam van Gideon. Gideon is die seun van Judas uit die Manasse stam. En hierdie stam of hierdie deel van hierdie volk waarvan hy deel is eintlik maar die agterkant van die volk van God. Dis die ouens wat die grootste afgode het en die meeste sonde doen, en dis die ouens wat eintlik die meeste afvallig van God geleef het van al hierdie stamme. En dan gaan God juis daarna toe. En hy gaan soek vir hom daar 'n man om namens hom en namens dit wat hy vir sy volk wil hê op te staan. Die Midianiete, na wie God Gideon bestuur, hulle is 'n magtige volk op hierdie stadium. Ja, hulle is so magtig dat hulle alles voor hulle weggee, en daar is nie eintlik 'n stam of 'n volk of iets wat kan opstaan teen hulle nie. Hulle bly oral tussen hierdie volke, of tussen hierdie stamme van hierdie volk van God. Die volk kan nie saai nie, hulle kan nie oes nie, hulle diere word doodgemaak. En dan besluit God om weer te red. Hy roep 'n naamlose profeet om vir hierdie volk te gaan vertel van hulle sonde. Nou Gideon sê vir God, hy sê, ek weet nie eintlik hoekom u my roep as rigter of profeet nie, God. Want ek is maar 'n eenvoudige ou wat nie mooi kan praat, en ek wil myself maar so 'n bietjie eenkant hou, en dit is my beter as niemand van my weet nie. Hy sê, selfs die gesin of familie waarvan ek deel is daar sterker ouens as ek om te gaan doen wat u nou vra. Ons lees dat hy ook in die geheim eenkant op sy plaas staan en sy koring pas. En dan praat God met Gideon. En daar is 7 gesprekke wat ek vanoggend, of deeltjies van 'n gesprek wat ek vanoggend met jou wil deel. Ja, onthou nou net, en ek het dit net vir jou gesê, as Gideon daar staan, dan weet hy dat hy alleen wil wees. Hy weet dat hy eintlik niks te doen wil hê. Hy weet dat hy net sy eie besigheid wil doen, en hy wil eintlik net hê dat almal hom moet uitlos. Maar dan kies God hom. En vanoggend wil ek hê dat jy moet weet dat daardie dinge wat ek net gesê het, jou laat vrees. Daardie dinge wat ek gesê het, jou bang maak, God jou kies om daarvoor op te staan. God jou kies om dit te leef sodat jy vir die wêreld sy liefde en sy God wees kan wys. Die eerste gesprek is die woorde van die engel wat Gideon later agter sal kom, God self is. Hy kom by Gideon, en dan groet hy Gideon met die woorde, die Here is met jou, dappere kryger. Gideon se eerste reaksie is so 'n bietjie sarkasties. Ek dink hy hoor hierdie stem, en dan staan hy so 'n bietjie terug, en dan sê hy, wat bedoel jy nou eintlik?
Want die ervaring wat ek in my hart het is anderster as wat jy nou sê. Die ervaring wat ek in my hart en in my lewe het is dat God eintlik so 'n bietjie sy volk in die steek gelaat het. Dat God sê dat hy met ons is, maar as ek na my lewe en die volk se lewe kyk, dan lyk dit amper vir my of die wêreld en sy sisteme groter is as dit wat God wil. Miskien is dit hoe jou hart partykeer voel. Ons kyk na die dinge wat rondom ons gebeur, dan sê ons vir mekaar, God is in beheer, en dan kry ons miskien hierdie ervaring in ons harte. Hy sê, ek weet my voorouers het vertel van die wonderwerke in Egipte, en ek weet jy het hulle deur hierdie woestyn gelei vir 40 jaar. Maar nou dink ek, het ons verstoot. Ek dink, het van my vergeet, Here. Die tweede gesprek, agter sy beleefdheid, skuil daar 'n stuk ernstige wantroue. Hy wonder oor God se daar wees. Hy wonder oor God se God wees in sy lewe en in die pad van hierdie volk. En dan sê die Here, toe draai die Here na hom en sê, gaan met die krag wat jy het en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Het ek jou nie gestuur nie. Liefdes, God sê vir Gideon, hy het klaar die krag. Hy vra vir Gideon, wonder jy nog of dit ek is wat jou gestuur het? As God stuur, dan maak hy sterk. As God stuur, dan gee hy krag. Gideon probeer nog uitkom. Asseblief my Heer, hoe kan ek Israel verlos? Kyk na my familie, hulle is die onbenulligste in Manasse, en ek is nog die jongste. Die krag wat jy het, Gideon, ek stuur jou. Die derde gesprek, die Here sê toe vir hom, wat ek met jou sal wees, sal jy die Midianiete verslaan, asof hulle net een man is. Ek het vir jou gesê hoe groot en hoe magtig hierdie Midianiete was. Hulle het alles verwoes en nou sê God nie vir hom, ek gaan Israel sterk maak, sodat julle baie kan wees en dat julle hierdie wonderwerk kan gaan doen. Want ons dink dat God nie meer wonders doen nie, net soos Gideon dink dat God nie meer kan wonders doen nie. Ons weet, as ons die verhaal verder lees, dan weet ons dat Gideon later net met 300 man, net 300 man wat God vir hom gee, hierdie reuse volk verslaan. Toe hulle begin met hierdie oorlog, word hulle so bang dat hulle weghardloop en gaan wegkry. God het weer gered. Die Here is geduldig met Gideon in hierdie vierde gesprek, soos wat hy altyd met ons in sy liefde geduldig is. Hy sê vir Gideon, hy sal vir hom wag terwyl hy die vleis en die meel gaan haal. Hy sal nêrens heen gaan nie, want Gideon wil 'n bewys hê. Gideon wil weet dat hy hierdie woord van God kan glo. Gideon wil weet dat dit werklik God is wat hier met hom praat. Ek sal bly totdat jy terugkom. Gideon, en dit is die 5de gesprek. Die engel vra in hierdie gesprek dat as 'n offer gebring word, dat Gideon dit op die rots moet neersit.
die meel en die vleis wat hy gaan haal het om 'n brood te bak en hierdie vleis gaar te maak as offer. En dan as hy dit dan neersit, kom daar 'n vuur uit die rots uit en verteer hierdie vleis en hierdie meel. En dan in vers 22 besef Gideon dat dit nie net 'n engel is nie, dat dit God self is. Dat dit God self is wat hom roep en stuur. Ek wonder of ons nog besef dat God so by ons is. Ek wonder of ek en jy nog weet as ons koppe dink om iets te doen, of ons harte voel dat ons iets moet doen, dat dit God self is wat roep. Dat dit God self is wat stuur. Ons dink so baie keer dat ons amper soos Gideon verskonings wil uitdink. Miskien het ek nie reg gehoor nie, of miskien het die Here iemand anderster bedoel, of miskien vra die Here dit en hy bedoel iets anderster wat ek dalk op 'n ander manier moet doen. Of miskien is dit God self. Eintlik moet ek sê, verseker is dit God self. Die Here los nie vir Gideon. In vers 23 sê hy, vrede vir jou, en moenie bang wees nie. Ja, die Here besef, en Gideon besef wat sy taak op hom wag. Van niemand af wat nie eers wil praat nie, wat nie eers gesien wil word nie, moet hy die volk gaan red. Maar toe hy besef dat dit God is, toe hy besef dat hy geroep is, staan hy op en hy gaan doen. Hierdie verhaal sluit af om te sê dat Gideon sy voete op die pad van gehoorsaamheid gesit het. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, geliefde, waarna toe roep God jou? Wat is daar vanoggend in jou lewe waar jy kan opstaan en kan sê, ek hoor. Ek hoor dat God by my sal wees. Ek hoor dat God my gestuur het om hierdie pad te stap, al is dit nie vir my maklik of lekker of mooi nie. Want ek weet, dit is God se pad. En dan sê God, ek sal nooit stuur sonder geduld nie. Ek sal nooit stuur sonder genade en krag en hoop nie. Want as God stuur, dan maak hy sterk. As God ons roep, dan gee hy vir ons alles wat nodig is vir hierdie pad. Vanoggend staan jy dalk by wyse van spreuke daar een kant op jou dorsvloer. As jy na jou eie lewe kyk en jou menswees kyk, dan dink jy maar, ek is eintlik maar niks. Ek is eintlik maar 'n eenvoudige mens wat daar een kant wil leef en nie eintlik uitgedaag wil word nie. En dan groet God. Wees dapper, liewe kryger. En dan sê God, jy sal kan. Dan sê God, waarvoor hy jou stuur en roep, sal nooit vir jou te veel wees nie. Vanoggend sê hy, wees dapper en moenie bang wees nie. Ek en jy, ons moet Gideon se voorbeeld volg.
Gideon het sy voete op die pad van gehoorsaamheid gesit. Hy het gehoor en hy het gaan doen. Ek bid vandag vir jou, geliefde. Ek bid vir daardie leeu's wat om die bosse storm. Ek bid vir al daardie dinge wat jou in hierdie lewe so bang maak, dat jy dink dat jy moet hardloop. Maar dan bid ek ook dat jy vanoggend God se belofte hoor. Moenie bang wees nie. Want God sal jou sterk maak. Mag die Here vir jou en vir my in hierdie week met daardie belofte en daardie oortuiging seën. Mag ons die krag kry om gehoorsaam te wees. Amen. Kom dit ons saam. Here, as ons u stem vanoggend hoor wat ons roep, dan weet ons dis u self. En as ons geroep word om hierdie lewe voluit te leef, met al sy uitdagings en al sy beproewings, maar ook al sy guns en gawe, dan is dit vir ons kosbaar om vanoggend gestuur te word, in u naam gestuur te word. Seën ons met alles wat ons nodig het, om te gaan doen wat ons moet doen, tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net omdat u ons God is. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af met lied 518. Daar is 3 verskillende strofietjies, en dan gaan ons net na dit hoor hoe God ons met sy seën groet, en dan sluit ons net met die amen gebed vanoggend af. Onthou net, ons sing eers die boonste reeltjie van die eerste en die tweede skyfie, en dan gaan ek teruggaan en dan sal ons die tweede reeltjies dan daarna sing. Sing saam met my.
Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede verhoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.